Nou ja, ons lees Matteus 19 vers 16 en dit lees so, dis die ryk jong man. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is, maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy? Het hy vir hom gevra. Jesus het geantwoord, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jong man gesê, in watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Net tot daar. So, as jy mens hierdie gedeelte lees, dan lyk dit eintlik nogal scary, want ewe skielik, en dit was een van die goed dat ek 'n kind was, maar dit my verskriklik baie confused, is want hierso vra die ryk jong man, wat moet hy doen om ewige lewe te kry? En dan sê Jesus vir my met die gebooie onderhou. Nou, as jy 'n ander skrifgedeelte lees, kom ons sê Galasiërs 2 vers 16, en nou ken jy dit, so nou is dit ewe skielik asof dit nie sin maak nie, want kyk wat sê Galasiërs 2 vers 16. Jesus vir die ryk jong man, hy moet die gebooie onderhou, dan gaan hy ewige lewe kry. Maar Galasiërs 2 vers 16 sê so, en tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. En dit wat mense te mekaar maak, want hier sê Jesus vir die ryk jong man, as hy vra, wat moet ek doen om ewige lewe te kry? Jy moet die gebooie onderhou. Nou skryf Paulus, nou sê Paulus, niemand word gered deur die gebooie te onderhou nie, maar jy moet glo in Jesus Christus en dan word jy gered. So as jy net na daai twee luister, dan is dit klaar bietjie confusing van wow. Dit maak nie sin nie. Dit lyk asof die Bybel nou teen hom praat. En dan soms wat mense doen is hulle sê, luister, ek glo eerder vir Jesus as wat ek vir Paulus glo. En die probleem daarmee is dat die manier wat Jesus sê, jy ewige lewe moet kry, kan jy nie inkom nie, want niemand kan die wet perfek onderhou nie. Waar Paulus se manier van dit te glo in Jesus Christus, ek en jy kan hom ten minste dit reg kry, want as die Here vir ons geloof gee, kan ons glo in Jesus, en dan het jy ewige lewe, en jy hoef nie deur werke in te kom, jy kom deur genade in. So wat het hier gebeur? Wat hier gebeur is baie eenvoudig. Die ryk jong man vra vir Jesus, wat moet ek doen? Met ander woorde, hy sê eintlik, wat moet ek doen? Met ander woorde, die ryk jong man wil deur werke inkom. So hy sê, wat moet ek doen om in die hemel in te kom? So wat Jesus doen is, Jesus antwoord hom net sy vraag. Sy vraag is, wat moet ek doen? So Jesus sê wel, as jy fokus op wat jy moet doen, kom ek sê vir jou wat jy moet doen. As jy moet die hele wet onderhou. En Jesus sê vir die ryk man, hy sê vir hom, as jy volmaak wil wees, nadat die ryk man sê, hy het van kindsbeen af onderhou hy die wet. Nou, dis weer 'n interpretasie van die wet, want die wet sê eintlik jy moet perfek wees. So as jy sê jy die wet onderhou, dan sê jy daarmee jy het die perfekte lewe geleef, wat ons weet net Jesus geleef het.
So die ryk jong man is so 'n bietjie, hy's klein bietjie gemislei daar, want hy dink hy het alles geonderhou van kindsbeen af. Maar Jesus sê eintlik vir hom, niemand is goed nie, behalwe God. So die ryk jong man moes eintlik al gehoor het teen hierdie erns waar die gesprek gegaan het, moes hy al eintlik gehoor het dat hy is nie so goed dat hy die hele wet onderhou nie. Want Jesus sê vir hom, niemand is goed nie, behalwe God. En dan antwoord Jesus hom en hy sê, goed, as jy die wet onderhou, dan sal jy ewige lewe kan kry. En die ryk jong man, hy is soos, ja, hy het die hele wet geonderhou, is daar nog ietsie wat hy kort kom, hy's baie ywerig, want hy's besig om te kwalifiseer. En dan sê Jesus van, goed, as jy volmaak wil wees, die Engels sê, if you want to be perfect, dan sê hy, want onthou, die wet, as jy moet die wet perfek onderhou, as jy perfek leef, dan het jy die wet perfek onderhou. So nou sê Jesus vir hom, goed, as jy volmaak wil wees, so nou kan jy dink, hierdie ryk jong man, al die mense wat staan en kyk, en die ryk jong man het kwalifiseer tot nou toe, en hier's iemand wat tussen hulle staan, wat die ewige lewe gaan ingaan, dan sê Jesus vir hom, en hierso is waar almal van ons nie kwalifiseer nie. Dan sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, en dis waar ek en jy uitval. Want miskien dink jy, wel, ek onderhou daarom, ek leef daarom 'n okay lewe, ek is nie dat ek steel nie, ek maak nie mense dood nie, ek is okay. As ek eendag voor die Here staan, gaan ek dan kan sê, maar ek het die gebooie onderhou, of jy gaan dink, jy kan dit sê, maar dan sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, as jy perfek wil wees, dan sê hy vir hom, wat jy moet doen, is gaan verkoop, dan wat Jesus doen, is die een area, die arme man, die een area waar hy nie perfek is nie, is waar Jesus nou die knoppie druk, as Jesus sê, goed, gaan verkoop jou goed, gee dit vir die armes, en volg my. So die vraag is, waar is my en jou knoppie? Wat is die een area, as jy die ryk jong man was, kom ons sê, ons haal die ryk uit, en ons sê net die jong man of jong vrou, en Jesus sou kon druk op jou knoppie, wat sou die area wees, waar jy gediskwalifiseer word? Nou die voordeel wat ek en jy het, is ons weet, die ryk jong man het gevra, wat moet ek doen? So hy wou deur werke inkom, ek en jy gelukkig weet, ons kan nie deur werke inkom nie, ons kan net deur geloof, deur genade inkom, so al sou iemand op jou knoppie druk, en nou raai wie druk nou op jou knoppie? Heel waarskynlik die duiwel, wat sê, jy kwalifiseer nie, jy's nie 'n goeie Christen nie, jy kan nie ewige lewe kry nie, jy kan nie eens met die Here praat nie, die Here gaan nie vir jou luister nie, want hy kyk na jou werke, en hy druk op jou knoppie, sodat jy sê, dat jy bedroef raak, en sê, ek dink die meer Afrikaans wat ons gebruik is hartseer word, so die duiwel kom nou, en hy druk op jou knoppie, want hy wil hê, jy moet bedruk en hartseer word, en wegloop van Jesus, en sê, ek maak het nie, ek kan nie met God raadpleeg nie, ek kan nie met God praat nie, ek kan nie vir God vra om my te help nie, want ek kwalifiseer nie, en dan stap ek en jy bedroef weg, waar die goeie nuus is, ek en jy weet, dat ons vraag is nie, wat moet ek doen om gered te word nie, want ons weet, ons kan niks doen om gered te word nie. Ons weet, ons word gered deur genade. En dit beteken, dat al kom die duiwel en hy druk jou knoppie en sê, ja, maar jy is nie goed genoeg in hierdie area nie, jy bid nie genoeg nie, jy lees nie genoeg Bybel nie, gaan nie genoeg kerk toe nie, jy gee nie vir die armes genoeg nie, al maak nie saak wat hy op die tafel sit nie, jy kom nie in deur werke nie. So hy kan jou nie diskwalifiseer, omdat daar area is waar jy nie perfek is nie. So elke keer as dit gebeur, kan jy sê, Here, dankie dat ek nie deur werke hoef in te kom nie, maar dat ek deur genade inkom. Nou kom ek gee jou nog meer goeie nuus. Ek gaan gou vir jou lees, Hebreërs 10 vers 14, dit sê so, deur die een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. So dis 'n mooi manier om dit te sê. Is daar iemand wat vir ons die ESV vertaling, of julle die Amplified, nee, lees gou vir my die Amplified. For by a single offering he has forever completely cleansed and perfected those who are
consecrated and made holy. Yes, groot woorde. Maar waarop het neerkom as jy die Engelse vertaling lees, gaan hy sê, he has perfected. So, deur die offer, wat hy gemaak het, is, hy het jou perfek gemaak, want al jou sondes is vergewe, daar's vrede tussen jou en God, daar's geen sonde wat meer teen jou gehou word nie, so God kyk nou na jou as gevolg van Jesus, en hy sê, jy is nou perfek, as gevolg van Jesus. Ek wil dit gou in die ESV vertaling vir ons lees, kan ek vir jou foon leen? Okay, so hy sê, for by a single offering, he has perfected for all time, those who are being sanctified. For by a single offering, he has perfected. So ek en jy is perfek, ons is volmaak, as God na jou kyk, as gevolg van Jesus is jy perfek, is volmaak, jy kwalifiseer, so as jy tussen daai kring sou gestaan het van die ryk jong man, en jy staan daar tussen daai kring, en Jesus sê, as jy perfek wil wees, raai wie het gekwalifiseer? Ek en jy, as gevolg van Jesus. So, kom ons sê die ryk jong man sou net gesê het, ek maak het nie. Ek is nie goed genoeg nie. Onthou, dit is 'n moeilike setup vir hierdie ou, want hy het nou net begin vertel, hy onderhou die wet van kindspeen af, hy's amper so, ekskuus, ek gaan nou seker, eendag gaan ek miskien nou die ryk jong man sien in die hemel, want dit het miskien nog goed gebeur na die tyd, mens weet nie, so ek wil nou nie te veel praat oor hom, en dan, maar wat jy waarskynlik, as hy net sou voor die mense kon gesê het, ek maak dit nie, dan kwalifiseer ek nie, ek kan nie daai doen nie, ek het hulp nodig, ek het genade nodig, maar dis embarrassing om te sê, want ek het nou net gesê, hoe ek die hele wet onderhou, en hoe goed ek is, en ek is amper so arrogant om nog te sê, so wat, dis al enigiets wat ek nog kort kom, en dan eweskielik, dan druk Jesus die knoppie, en dan eweskielik moet hierdie man nou voor almal miskien sê, wel ek maak dit nie. So die oomblik as jy verstaan dat Jesus praat met die ryk jong man, dis nog voordat hy gesterf het, mense het nog probeer om deur die wet righteousness of geregverdigheid te kry. Die oomblik as jy dit verstaan, dan kan jy die storie lees van die ryk jong man sonder om bang te wees of te sê, ek verstaan die evangelie verkeerd, want Jesus sê, jy kom in deur werke, en onthou, jy kan inkom deur werke as jy die wet perfek kan onderhou. Jesus sê, as ek en jy, soos Jesus, 'n perfekte lewe geleef het, want Jesus kon inkom deur die wet perfek te onderhou. Hy kon inkom, so daar is iemand wat dit gedoen het, so as jy die wet perfek onderhou, kan jy dit ook doen. Maar die realiteit is, ergens gaan jy op 'n punt kom wat jy sê, ek kan nie. Wat jy soos die ryk jong man amper hartseer gaan wees en sê, ek maak dit nie. So, die oomblik as jy hierdie storie lees, is dit belangrik om te verstaan, hy vra, hoe kom ek deur werke in? En Jesus antwoord daardie vraag. Jesus sê nie, hoe kom jy deur genade in nie, hy sê, hoe kom jy deur werke in, wat moet jy doen, as jy deur werke wil inkom?